En is Vrydagoggend in die mooiste Klein Karoo, hier so 'n warm wind by ons in Oudtshoorn, maar ek vertrou dit gaan met jou baie goed van waaraf jy ingeskakel is. Dis Suzette Smit, vroue wat voorloop. Dit voel vir my, goeiemôre Dani, dit voel vir my of ek 'n jaar terug hier was. Môre Suzette, jy was ver weg gewees. Ek was baie ver. Môre Marna. Ja, môre Marna. Môre julle twee, môre Dani, môre Suzette. Dit voel regtig of ons jare laas gepraat het. Dit voel so en dit was eintlik nou die dag gewees. En ek dink dis om nou hoogtyd Marna dat jy Klein Karoo toe kom, dat jy in hierdie ateljee kom sit, sodat jy kan sien hoe lekker dit hier by ons is. Ons het Ons gepraat. moet beslis 'n plan maak. Ek wil so graag vir Dani ook in persoon ontmoet. Ons Die het stem in agter die radio. Ons het gepraat net voor Suzette hier weg is, dat sy as sy terugkom alles vir ons gaan vertel op die radio en nou is sy hier om vir ons te vertel wat alles gebeur het daar in die Drakensberge. Ja, wat in die Drakensberg is. So vir ons luisteraars, net gou vinnig van my kant af, Marna Grobler, my best mountain buddy, as ek jou so kan voorstel Marna. Marna is 'n professionele atleet. Ons het al 2 onderhoude met haar gehad op 'n totale ander vlak, 'n professionele vlak. Sy is ook 'n brand ambassador en sy het Marna 50&Me, dit is haar platform wat sy bemark, volg haar gerus op sosiale media platforms. En dan was Marna natuurlik moes te sien in die brug wat op Kyknet was. En so het ek die ongekende voorreg gehad om vir Marna te kontak en vir haar so einde verlede jaar as ek reg is Marna te vra. Ja, dis reg, Suzette. Ja, want jy het almekaar vir my gevra, Suzette, wat is hierdie DGT wat jy van praat, en toe verduidelik ek vir jou en ja, the rest is history. So, Marna, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek wil eers te begin deur, ek wil net graag 'n quote lees, want dit is eintlik na aanleiding van ons gesprek vandag 'n baie mooi storie. En dan wil ek net vir ons luisteraars vertel wat is die DGT. So die quote sê, "The most important thing is not to win, but to take part. Just as the most important thing in life is not the triumph, but the struggle. The essential thing is not to have conquered, but to have fought well." En ek dink dis wat ek en jy saam gedoen het op die DGT, Marna. Dit is die Drakensberg Grand Traverse. So ons het op die 10de April het ek en jy saam met 'n baie oulike span van 3 ander persone het ons begin stap by Sentinel Car Park, het ons begin daar by Witsieshoek. So ons het die Drakensberge, die plan was om te stap van die noorde na die suide. Witsieshoek tot by Bushman's Neck, amper 240 km, het hang af hoe jy stap, en ons sou dit unsupported doen, so dit beteken dat jy vir 10 dae self-sufficient moet wees, jy met jou kos, jy met alles saam met jou dra, wat natuurlik maak dat jou sak redelik swaar is, en dan daarmee saam, wat baie mense nie besef nie, dit is nie net 'n lekker stappie in 'n hike oor die Drakensberge nie. Jy het in totaal 1000 meter accumulative vertical ascent. So it's not a walk in the Daagliks. It's not a walk in the park. No, it's not a walk in the park. So enige iemand wat vir jou mense wat vir my vra, so hoe was die It's hike? just a walk in the park. Donnie, dis 'n moeë groot park. En dan het jy Dani, Marna sal nou ook, want ek wil nou vir Marna vra. Marna sal vir jou verduidelik. Nou moet jy onthou, nou is jy blootgestel aan die weer. As die wind waai, is jy in die wind. Ja. Marna, wat is daai eendag so 'n bietjie ysreën gehad, nê? Nee? Ja, dit was reg Suzette, ja. Maar dit was amper soos, jy weet, die mense wat in die Kaap bly sal dalk nou kan verstaan wat ek sê. Dis amper om soos 4 seisoene in een dag te hê. Want jy staan op en is koud en dan word dit bietjie warmer en dan kom die wind op en dan kom daai reën oor en dan die volgende oomblik is dit weer sonskyn en dan is dit bietjie van daai koue reën wat half so ysig is. So ja, dit was die weer speel definitief 'n groot rol. Die weer en dan die berge op die berg.
Die berge, ja, Suzette, die berge op die berg. En so moet net niemand vir jou vertel, dit is 'n walk in the park, dit is 'n heerlike, ek sit gou my sakkie op my rug en ek gaan gou so 'n bietjie daar oor die bergie stap nie, dit is glad nie dit nie. Nee, maar ons gaan net tot daarby kom. Maar Marna, ek wil gou vir jou vra, jy het 'n groot bydrae gelewer tot soveel borgskappe vir hierdie DGT, soveel blootstelling van, dit was ook vir kinders met kanker, vir CHOC KZN, jy het net so baie werk gedoen agter die skerms. Vir wie sal jy graag vandag wil dankie sê vir die borgskappe? Ja, Suzette, baie dankie. So heel eerstens al hierdie mense wat bygedra het. Julle het nie net bygedra vir my en Suzette om dit moontlik te maak of vir my nie. Julle het definitief, en ek kry sommer hoendervleis as ek daaraan dink nou, julle het ook bygedra vir die groter doel van hierdie stap, en dit is vir CHOC KZN, die kindertjies met kanker. So kan ek sommer net gou my lysie doen, Suzette, velkie vir ons sokkies, want jy weet, mense het baie spesiale sokkies nodig om vir dae lank so te stap. Dan Pietru by PVM, o my genade, ons oggendpappies en ons goedjies wat ons in ons water gegooi het en aan die aand in die tent na die tyd om net al ons vitamine en goed weer terug te sit. Pietru by PVM, 'n groot dankie. Gregory Backpacks wat vir my die mees amazingste backpack sak gesponsor het, vreeslik baie dankie. Nature Hike vir ons tent waarvan ek en Suzette so heerlik geslaap het. Ons gaan vir julle nou nog so 'n bietjie vertel van daai tent. En die tent se opslaan. En dan die wonderlike mense by Colmerino wat vir ons elkeen die lekkerste toppie gegee het om aan te trek. Dit het ons warm gehou deur die koue nagte. So baie dankie vir die mense van Colmerino. En dit is my lysie. Baie dankie Suzette vir die geleentheid om net dankie te sê vir almal. Ja, ek moet vir jou sê dankie daarvoor, Marna, dankie vir jou uitreik na almal. En my PVM bottel staan hier reg voor my. Dit is alwaaruit ek drink, want dit bring memories. En dan wil ek natuurlik ook sê baie dankie vir Forever Fresh vir ons aandetes, en heel per toeval, Marna, hoe dit gebeur het is, kyk, 'n ander ding wat ek graag sal wil doen, maar ek sal eers sekerheid kry hoeveel berge is daar op die berge, is 'n Rim of Africa, is om die Rim of Africa te gaan stap, nie die hele ding nie, ek dink ek sal kens wees teen die einde, maar dalk 'n gedeelte van Rim of Africa, want dis mos nou hier onder in die Weskaap, en toe ek was per toeval op Rim of Africa se Facebook page, en ek kom toe af op 'n podcast wat hulle doen met Jason Patel van Forever Fresh. En hoe hy, dit was so 'n inspirerende storie, hoe hy vertel, hy Rim of Africa gedoen het. Ja, hy was vir 59 dae daar nie op die berg. En toe gaan hy huis toe, en toe hy by die huis kom, te besef hy maar, the life that he's got is not the life he wants. En dis hoe Forever Fresh begin het. En dit is die mees fantastiese kos, wat jy basies net kookwater by gooi, maak die silly sakkies so vir 12 minute, en ek weet die boereworspotjie was jou favourite, Marna, die beef. Absoluut, en dit is 'n volle ete met hoë kalorieë wat jou genoeg energie kan gee vir die tipe van stap wat ek en Suzette gedoen het. Absoluut, ja. So sonder hierdie borge, baie dankie, jy weet, ons sou dit nie kon doen nie, dankie vir julle elkeen. Marna, okay Donnie, voor ek vir Marna vra, is daar enige iets wat jy vir Marna wil vra? Man, weet jy, ek wil weet wat in vir jou ook. Wat het julle geïnspireer om dit te doen voor die tyd? Toe daar nou vir julle gevra was, kom ons durf hierdie, of kom ons doen hierdie, wat was julle inspirasie? Was dit om die berg uit te klim? Was dit om die mense te help, die kanker, wat is die CHOC KZN? Ja, of wat was die motief? Okay, maar ek sal eers gaan en dan gaan ek vir jou gee. So my motief was basies, daar was 3 redes. Nommer 1 is omdat 'n man met die naam van Ernst Kap ons gekontak het, en ek het geweet dit was sy droom om die DGT back-to-back te doen. So hy het 'n span gesoek wat by hom kon aansluit,
En dis altyd lekker om iemand by te staan en aan te moedig in sy doelwitte. En natuurlik was dit toe nou KZN en ek het 'n baie sagte plek in my hart vir kanker en nog meer vir kinders met kanker. En dan die derde rede vir my was, ek wou nog altyd die Drakensberge gaan stap. Nou nie reg oor hulle, van die een kant na die ander kant toe nie, maar ek wou nog altyd daar bo soos Heidi in die berge gaan rondspeel, wat ook nie gebeur het nie, want speel het ek definitief nie gespeel nie. So, dit was my redes, wat was joune? So, my redes was, jy weet, ek het gesien dat jy gaan hierdie ding aanpak, en toe het dit nou so gekom dat ek so gelukkig was om saam met jou te kon gaan. So, vir my, heel eerstens was dit definitief vir die kindertjies, vir die chok, om 'n bydrae te leef en om 'n verskil te maak, want ons het almal immers in ons lewens iemand wat al te doen gehad het met kanker. So dit was definitief my eerste en grootste rede. Die tweede rede was, dit is 'n avontuur, en ek is mos maar altyd 'n bok vir sport. En vir my die derde rede is die groot uitdaging. Want ek glo nie daarin dat ons moet stil sit en oud word nie. Uitdaging, hou ons jonk, uitdaging, nuwe goed om te leer, nuwe mense om te ontmoet, dis daai tipe goed wat ons jonk hou. So vir my was dit ook die uitdaging, en wat ek ook wil noem, nou het jy gepraat van die journey to Z. Hierdie was, dit was die doel om dit in 10 dae te doen, dit was die doel om geld in te samel vir Chok wat ons gedoen het, maar dit was oor die journey ook, en wat ons geleer het op hierdie journey. Ja, ek dink die journey meer is enigiets anders. En gepraat van die journey, Marna, toe ons die oggend van die 10de April so vroeg daar by Sentinel Car Park sy hekke is om te begin stap, het ek en jy geweet wat lê voor. So oor 4,5 kilometer was hy lere. Daai liewe kettinglere. Daai kettinglere, ek dink daar's 70 sparre op die eerste leer wat loodreg oploop. Ja. Miskien Ja, kan dit, regop. ja, miskien kan dit my volgende vraag wees, na aanleiding van wat jy nou gesê het, is wat jy verwag het voor die tyd en wat jy ervaar het. Twee verskillende goed. Was dit heeltemal twee verskillende goed. Dit was heeltemal twee verskillende goed. Dit was vir my was dit bomskok. 100% bomskok op my liggaam en ek het memory loss vir 3 dae. Weet jy wat, ek weet nie wat eintlik om my aangegaan het nie. Dit was Donnie, dis ekstreem. En as jy aan iemand kan verduidelik, want ek weet jy het navorsing gedoen en jy baie navorsing gedoen, maar dit is nog nie werklik dat jy daar is en dit doen self nie. Daar's 'n groot verskil. Nee. Maar nou wat het dit so 'n groot verskil gemaak teenoor? I mean, jy kan soveel YouTube video's kyk, jy kan na soveel mense luister, met soveel mense praat wat jy eintlik nie eers moet doen. Nee, doodreg, Suzette, jy's doodreg. Jy kan soveel navorsing doen. Jy kan met soveel mense praat, maar verstaan jy, dit is dus iets wat ek ook ondervind het, dis is die Comrades Marathon. Jy kan navorsing doen, jy kan oefen, jy kan YouTube video's kyk, jy kan met mense praat, elke ou se ervaring is anders. Jy ervaar dit soos jy dit ervaar op die dag as jy begin. En hierdie was vir my 'n baie groot, ek kan nie sê skok nie, maar dit was vir my heeltemal anders as wat ek verwag het. Ja. Veral omdat ek nuut is in hierdie hele stapding, moet ek vir jou sê, ek het nogal die realiteit het gou-gou ingeskop toe ons daai zigzags begin doen het teen Sentinel uit. Ja. En natuurlik toe die kettinglere met jou swaarstap agterop die 2 stelle. So baie anders as wat mense het voorstel, baie anders as wat jy op die YouTube video sien op wat mense, en ek en jy het met baie mense gepraat wat dit al gedoen het. Ja. Maar dit is hoe elke persoon dit ervaar. Ja, ek het soveel as moontlik met soveel as moontlik mense gepraat en soos ek vir jou weer eens sê, ek dink 'n mens moenie dit doen nie. Ek dink dat 'n mens met eerder jou geloof in die liewe Vader plaas en sê okay, ek is reg, ek is fiks, fisies en geestelik, maar ewen fisies fiks wat ek wel was. Nie eers dit het gehelp nie. Nee, ek dink in hierdie, en ek weet, ek en jy het baie hard geoefen voor die tyd, jy vir maande nog voordat ek
spesifiek hiervoor geoefen het. En ek dink hierdie is een van daai tipe goed wat jy moet spesifiek oefen voor. Jy kan ander oefeninge doen, jy kan stap met jou sak, maar ook jy moet byvoorbeeld 3 dae so stap gaan doen en terugkom en dan weer een of ander tyd 3 dae so stap doen, sodat jy kan ondervinding kry op die terrein, jy kan ondervinding kry met jou 16 of 18 kilogram sak. Daai goedjies is alles wat belangrik is as mens wil voorberei vir so 'n tipe ding. Ja. Nee, daar's baie goed wat by dit kom. Maar luister maar nou, ons gaan nou weer 'n bietjie verder gesels oor ons die begin van die eerste tree op daai ysterleer en toe verder en verder. Maar ek dink is tyd vir musiek en ons het so gekies The Time from Black Eyed Peas because we did had the time of our lives. Kom ons luister. En ons is terug hier by Vrou wat voorloop, Radio Klein Karoo Vrydagoggend in die mooiste Klein Karoo, dis die 3de Mei, Dani, die 3de Mei. Ek kan nie glo die jaar trek hier nie. Ons gesels vanmôre, ek en Dani gesels met Marna Grobler, al die pad vanaf Pretoria, en ons praat oor ons onlangse ongelooflike lewens verrykende ondervinding wat ek en sy gehad het as deel van 'n span op die Drakensberg Grand Traverse wat ons gestap het of aangepak het vir CHOC KZN om fondse in te samel vir kindertjies met kanker. En ek gaan juist nou praat daaroor hoe ek die hele kinder met kanker beleef het. Julle het net oor die weer gepraat en iets wat ek wou gevra het. Die omgewing waar jy is die hoogte maak 'n groot verskil aan die weer. So hoor jy gaan, so meer veranderlik is die weer. Dit is nie die omgewing se weer nie, dis absoluut die hoogte wat dit beïnvloed. Of is ek verkeerd? Marna, wat is jy? Wat sê jy? Ja, ek dink dit is definitief die hoogte en soos 'n mens opklim en hoër gaan, so vinniger verander die weer. Ons sal byvoorbeeld die 5 van ons stap en 2 of 3 sal bietjie vooruit stap en letterlik daar nie in sekondes, as daai wolk voorkom, sien jy nie die mense voor jou nie, wat baie gevaarlik is. So dit is baie belangrik veral om te onthou vir weersomstandighede dat mense as 'n groep die hele tyd by mekaar moet bly. En hoe hoog is 'n ou boorseespieël as 'n ou daar stap? Wat is die hoogte wat jy? Ek dink die hoogste. Ek dink dit is 2600. Ja, maar ons sou hoër gegaan het nie, maar nou ek dink die hoogste wat ons sou gegaan het sou gewees het 3-4 as ek reg is. Ja. En miskien hier so Dani wil ek gou vir jou vra. Ons wat onthou ek bly byvoorbeeld die Marna is in Johannesburg. Dit was my volgende vraag. Hulle het 'n voordeel. Ja, die lug is daar baie verander of ons is naby die see. So die lug is dun hierso. Maar daarso is die lug baie, ek het lank in Johannesburg gebly en ek weet wanneer ek afgekom het Kaap toe, nou haal 'n ou sommer lekker fris asem. En wanneer jy weer terug gaan daarbo, dan raak jy vinnig moeg. Presies, want jy wat nou praat van die weer is toe ons bo kom. Nou maar nou ek dink amper jy was ook by Kilimanjaro geweest, maar Kilimanjaro het ek gedoen en ek meen ons het opgegaan tot by 8000 meter. Maar jy stap so onmenslik stadig om te akklimatiseer met die suurstof wat mos nou minder is. En die Drakensberge op dag 1 al. Dis ook maar ek vir jou gesê het, my liggaam het bomskok gekry, want onthou ons lê mos nou maar wat op die hoogste hier is daar nie, wat is die hoogste punt van die Swartbergpas? 1000 Ja, nee, ek weet nie of dit so hoog is. 1500 iets. 1200 daar rond, dus, en ewe skielik vat jy jou liggaam van hier af binne 2 dae en jy gaan lê klaar amper op 2300. Ja. Dalk 'n bietjie hoër. En ongelukkig hier, soos het ons nie die leksheid gehad om te sê, okay, ons gaan stadig gaan, sodat ons kan, jy verstaan nie, ons kan gewoond raak aan die hoogte nie. Ons het teen 'n pas gestap en ons moes by die pas hou, om dit in 10 dae te kan klaarmaak. So daar was nie tyd om te sê, okay, nou gaan ons bietjie stadiger stap, dat ons net gewoond kan raak
aan die lugdruk of aan die weer of aan enige van daai goeters. Nee, en ek moet vir jou sê, dit was vir my baie sleg. Ek het gesien op Kilimanjaro hoe iemand amper doodgaan van altitude sickness. En toe ek begin om die hoofpyne te kry en ek is en die ergste vir my was maar is dat dit het regtig net vir my gevoel ek het nie energie om een voet voor die ander te sit nie. En ek was dus maar wat gaan met my aan? So toe begin ek besef, okay, maar ek dink dis wat ek het, want ek het ook besef om op daai hoogte in die oggend my slaapmatras op te vou en ek het nie energie nie. Ek kry hom nie opgevou nie. Ja, ek dink ek en jy het dit een oggend saam ondervind in die tent. Ek dink ek was besig om my slaapsak op te rol, wat op 'n daaglikse gewone dag baie maklike ding is om te doen. En ek het my slaapsak begin oprol en ek was uit asem uit en ek het net heeltemal oorweldig gevoel omdat ek net geen energie het en nie lekker kon asem kry nie, wat baie skrikwekkend is. Dis erg, want soos ek vir jou sê, ek dink mense wat dit ken, en as jy iemand, jy weet, as jy iemand in jou span het, en jy kan dit observe, of raak sien, dan kan jy besef dat, ek sê moes, jy kan doodgaan. Ek dink mense besef dit nie, maar luister maar, nou so terug op die berg, wat is die goeters wat jy altyd sal onthou, die lekker goed? Wat was die lekker goed vir jou gewees? Wel, Suzette, ek moet vir jou sê, die feit dat ek in 'n tent kon slaap en die tent kon oopmaak in die nag en net na die sterre kan kyk, want daar's nog geen ligbesoedeling daarbo nie. Ja. En dit is definitief iets wat ek vir altyd sal onthou, is net hoe mooi en hoe helder die sterre was, definitief. Die feit dat ons kon net water skep waar ons gestap het, en dit was veilig om dit te drink, is 'n wonderlike ondervinding. Vir my nog dat ek goed kon bereik het wat ek nie gedink het moontlik is nie, dat ek nuwe vriendskappe kon maak met jou en met van die ander mense wat daar was, is definitief wat vir my uitstaan van hierdie, en dat ek ook besef het dat een stapie op 'n dag, en mens kan enige iets bereik wat jy in jouself mee glo. Ja. Nee, definitief. En die kos maak maar, nee, weet jy wat was lekker? Dit was lekker om die tent op te slaan. Ek weet die tent moes eers opgeslaan. Ek het nog eers my sak in die middag neergesit nie. En sê Marna, Suzette, die tent. Dan moet ons die tent opslaan en dan is alles dans Marna gewoonlik eers in die tent. Ons het so beurte gemaak, aan die een gaan water haal, die potjie aangesteek vir ons, lekker koffie gemaak, onthou jy Marna? En 'n lekker voeltjie bad. Maar daar's nie bad of stort of enige iets in die water, en die strome en die water en die riviere is ijskoud. En so ons het lekker watertjies warm gemaak en ons voeltjie bad gehad, en dan voel mense ook sommer weer beter. So dit was nie glamping nie. Dit was ook nie camping nie. Hierdie was wilderness survival, so iets. Wat was dit, Marna? Dit Suzette, jy is doodreg. Nee, jy was dit. Hierdie is nie vir sissies nie. Nee, is nie vir sissies nie. En dit is definitief nie vir sissies nie. Nee, om vir jou 'n voorbeeld te gee, ek gaan dit nou deel. Ek moet dit nou net deel. Is dat ek het, jy probeer gewig, nee, als word geweeg. So ek het besluit, as daar een ding is wat ek nie gaan compromise vir 10 dae nie, is my beenhare gaan ek nie laat dit lank groei nie. So ek het 'n lemmetjie van 'n skeermes afgehaal en in my sakkie, want hy weeg mos nou niks nie. So onthou jy maar, dat ek vir jou gesê in die aand, as ek niks het om te doen nie, gaan ek nou sit en dan gaan ek nou my beenhare met die lemmetjie skeer. Ja, ek kan dit goed onthou. Ek wil net sê dat die lemmetjie sou ek wel nooit gebruik het nie, want ek het nie eers my tande vir die eerste 2 dae geborsel nie, want ek het op 'n stadium net besluit, dis nou sommer tyd mors om tande te borsel, ek gaan net tandepasta smeer, eventually, ek worry nie meer nie. Ja. So, jy gaan in 'n survival mode. Jy gaan in survival in, en ek kan nie, ek het nie eers, jy vergeet hoe lyk jy, jy worry nie hoe jy lyk nie. Ek weet nie hoe lyk my hare. En almal lyk dieselfde. En almal lyk dieselfde. Almal is dieselfde klere, want jy kan ook net
eet maksimum 2 stelle klere vat. Jy wil nie te veel klere vat nie. So almal lyk maar dieselfde en jy sit maar jou hoed op, jou cap op en dan gaan jy maar weer aan die volgende dag. Ja, dit is normaal. En as ek nou daaraan terugdink, was net een stel klere ook eintlik meer as genoeg gewees. Absoluut. Ja. Spring maar, maak soos Marna, elke river, my shame Marna, hoeveel river crossings het jy ingeval? Seker almal soos ek, seker almal. Ek het naderhand nie eens meer omgegee nie, ek het nie eens soos julle my skoene mee uitgetrek. Ek weet, teen die einde het jy net sit, aan en dan het hulle droog geword. En ek moet sê, die veltjie sokkies, saam met my skoene, my hiking skoene, ek het nie een blaas opgedoen met nat skoene en nat sokkies nie. So ek het rarig go for it girl en die somme deurgeloop met die skoene. Ja. Nee, ek weet, ek moet sê die valke sokkies is absoluut amazing, want ek het ook nie een blaas gekry nie. En ja, Marna het met haar pragtige stapbroek van Columbia, het sy in die rivier geval. Toe gaan sy met die natbroek aan, daai aand, dit was die eerste aand Marna, toe slaap sy sommer met die selfde stapbroek, is sy binne na slaap. Ja, sommer met die broek, want toe sy sommer al klaar kers droog, en ons was so moeg gewees daai eerste aand. Daar was nie eers gedink om ons gaan nou pyjamas aantrek of enige iets doen nie. Ons het sommer net so geslaap. En Dani, raai hoe laat het ons gaan slaap in die aande? Wat dink jy is 'n goeie tyd? 8 uur? 7 uur, nee Marna? 7 uur. Ja. 7 uur. Want daar is load shedding. En dan is dit pik donker en jy's moeg en Dis ja, so 7 uur het ons ingekruip en heerlik geslaap. Dis permanente load shedding. Permanent load shedding was actually heerlik. Wonderlik. En dan die volgende oggend 4 uur dan is ek en Marna ons was soos 2 budgies. Ja, was die water, laat ons koffie kook, ons gaan nou eers lekker koffie kook. Skoon vergeet ons, daar's 3 tente om ons waar mense lê en slaap nog. So hoe laat het julle fisies in die oggende begin stap? Nadat alles nou opgepak het, het julle skedule gehad vir elke oggend? Maar nou is So ons het 'n skedule gehad en ek dink die oorspronklike plan was om elke oggend 6 uur te begin Dani, maar ons het baie gou uitgevind as ons in die oggende opstaan en daar is ys op jou tent, gaan jy maar moet wag tot daai ys droog word, want jy kan nie 'n nat tent opvou nie. So later het ons so 7:30, 8 uur eers begin stap, wat dan ook 'n probleem veroorsaak het, want dan het jy net hoeveel ure lig om te stap vir die dag, en jy moet ten minste 4 uur die middag by jou kampplek wees, sodat jy jou tent kan opslaan, want 6 uur is dit donker. ja. So vir mense wat beplan om dit te doen, moet maar net verseker maak dat jy is seker van hoe die weeromstandighede is, hoeveel kilometer jy per dag wil stap, en dit inreken. Ek persoonlik sal sê, doen dit oor meer as 10 dae en verseker vat 'n gids en 'n potter saam. Ja. So is daar spesifieke tye van die jaar wat dit aanbeveel word om dit te doen? Kan nou in die middel van die somer doen, of is hierdie tyd van die jaar eintlik maar die... Ek dink hierdie tyd wat ons ons gegaan het, was eenkant gesit spesifiek omdat dit 'n beter tyd is. Ek dink in die somer het jy die moontlikheid van meer reën en donderweer, wat baie gevaarlik is, want daar is geen plek om te skuil op die berg nie. So hierdie is maar die beter tyd, dink ek, om te gaan. Die ander deel is, ook in die somer word dit ongelooflik warm. So ja, ek dink ons het maar op die beste tyd gegaan, maar dit het ook maar sy nadele die tyd van die jaar. Ons het op die beste tyd gegaan, maar ongelukkig was die weer was baie sleg 'n week voordat ons begin het. Ek meen reg oor die land, onthou jy Dani? En daar was kwaai reën op die berg gewees, en ek weet as ons aangegaan het en met ons groep verder gestap het, sou ons lekker dik sneeu gekry het. So, ek dink daar was sneeu op ons dag 5. Ja, daar was sneeu gewees. Marna, ek dink dit is tyd vir musiek. Ja, as ons na die musiekbreek, dan gesels 'n bietjie oor die doel waarvoor jy dit gedoen het. Ek wil dan oor die doel gesels. Maar hierdie song is Hero van Alan Walker. En na die musiekbreek gaan ek sê juist hoekom ons hierdie song gekies het.
En ons is terug hier by Vroue wat voorloop. Ons gesels te lekker met Marna Grobler oor ons tyd op die Drakensberg Grand Traverse. Die song waarna ons geluister het was Hero van Alan Walker. Marna, ek wil gou vir jou vra en dan het ek graag 'n storie wat ek wil vertel. Ons het gestap vir Chalk KZN vir kindertjies met kanker. En ek dink in enige ou kindjie of enige kankerpersoon se lewe is daar ergens 'n hero. In enige een van ons se lewens is daar 'n hero. Hoe het jy die DGT en Chalk KZN? Hoe het daai twee bymekaar gekom vir jou as mens? Ek dink dit is belangrik dat ons hier onthou dat daar altyd 'n manier is wat 'n mens mense kan help. Jy hoef nie net jy weet te sê die persoon is 'n hero of weet daai tipe van ding nie. Ek dink dit is belangrik om te onthou ons kan 'n verskil maak in mense se lewens op soveel baie maniere. En ek dink ons het ervaar toe ons op die berg was, party daar wou ons ook maar opgegee het. Party daar was nie maklik nie. Ek weet dit is nou anders as wat mens kanker het, maar ek dink ook ons gaan baie van ons ervaar hierdie struikelinge in ons lewens waar ons ook voel partykeer ons wil opgee. Partykeer voel ons het net iemand nodig om ons 'n bietjie te help wat 'n hero kan wees. En ek dink vir ons het dit gevoel ons wil opgee, maar ons kan nog steeds aangaan want ons het mense wat ons help. En ek dink dis die belangrikste ding om nie te onthou. Jy gaan nou vertel van jou heroes en ek wil ook hier noem David wat saam met ons was op hierdie hike, het my bygestaan en was vir my so 'n groot hulp veral ekskuus tog op die laaste dag toe ons moes afkom by Rockery's Pass wat 1000 meter descent is met ons sakke agter op ons rug. David het my bygestaan en ek het 'n oomblik daar gehad wat ek net gevoel het hierdie is net te veel vir my. En hy was baie kalm en het my gesê een stapie op 'n slag en ons gaan onderkom en ons het almal baie veilig ondergekom en ek dink dit is belangrik om hier te onthou dat ons mense nodig het op ons journey of jy 'n kanker journey het of wat ook al journey jy het. Daar is mense om ons wat ons kan help en bystaan en ons gaan almal partykeer deur verskillende moeilike omstandighede, maar die ding is om te onthou ons sal aan die ander kant uitkom. Dit is so waar, jy som het actually perfek op, maar nou ek wil ook sommer net hier sê van my kant af vir David, daai man was so ondersteunend gewees en ek dink hy was baie stil, maar in sy stil oomblikke het hy ons so perfek geobserve en dopgehou. En ek weet met elke opdraand, maar ek het 2 vrae gehad elke dag. Is daar nog 'n opdraand? Want dit was regtig daar nie, jy klim Tafelberg 4 keer 'n dag, bo op daai berg. En dan, die ander vraag was altyd, waar is die volgende water? Waar is die water? Want nou weet ek nie hoeveel water ek moet dra nie. En David het, as ek 'n opdraand uitgaan, dan raak ek moeg en dan stop ek. Dan is ek net 'n oomblikie om asem te kry, want dit was vir my of ek deur 'n strooitjie asem gehaal het. En dan het David se doodstil by my gestaan. Dan stop hy saam met my. En ek dink daai is, ek meen dit wat hy gedoen het, sal ek hom altyd voor dankbaar wees. En ek dan vir my, Marna, was die struggle was real, in die sin van, ek het swaar gekry. Ek het nie verwag dat ek so swaar gaan kry, en ek het nie daarvoor reggemaak nie. En ek dink dis hoekom die Here my op daai paar dae op die berg gestuur het, is om self fisies te ondervind. Hoe voel dit om geen energie te hê nie? Dit is dalk hoe jy voel wanneer jy chemo kry. Jy's naar, ek was naar, my kop was seer, my neus het gebloei, my maag was te mekaar. Jy wens net jy kan regkom en jy kom nie reg nie. Jy weet nie wat met jou aangaan nie. En dit is waar deur 'n kankerpasiënt gaan. Gaan ek gesond raak? Gaan ek lewe? En my heroes was toe my man was op ground level gewees toe Piet vir Bafana gekry het. En dit is ook waar ek besef het dat my man is regtig baie lief vir my. Waar hy 'n Zulu guide gekry het om op te kom, onthou jy, toe kry ons vir Bafana bo by Rockery's. Ja. En toe ek vir Bafana sien, het ek nie net onmiddellik het ek beter gevoel nie, want ek het geweet hier's iemand met 20, 30 jaar bergondervinding. En toe hy daai Zulu man my hand so vashou en my in my oë kyk, daai oomblik toe bars ek uit in trane, toe sê hy vir my, "You're safe.
jou safe was. En dit sal ek nooit vergeet nie. Dit en die feit dat Piet saam met hom opgekom het, maar Piet het gekom tot op amper 2000 meter en hy het self begin sukkel met die altitude. En hy het vir 2 nagte op Bafana se aanbeveling daar in 'n gehuggie dingetjie iets wat jy 'n sinkdak en 'n ding noem, het Piet vir 2 nagte geslaap sonder kos. Ek het die foto's daarvan gesien. Ja, ek het vir die foto's aangestuur. Ja. In die koue, net 'n rugsakkie, hy het water, hy het nie kos by hom nie. So dit is vir my Marna, mense wat sonder omgee bereid is om hulle eie lewe op die spel te sit. Om iemand anders te help en Bafana wat nie net my sak afgevat het nie, maar hy was bereid om jou sak ook af te vat. Ja, en ek moet ook net hier inkom en vir jou sê, jou man Piet Smit is een van die mees wonderlikste mense wat ek nog seker in my hele lewenstyd ontmoet het. Net van dag 1 af wat hy alles opgeoffer het. En jy weet, toe ons moes afkom, was hy daar. Toe van die ander mense wat voor ons op die berg was, moes afkom, het Piet nie eers 2 keer gedink nie. Hy het in sy Bantam 1400, ek speel nou net, met sy groot bakkie ingeklim. En hy het gereis soos het, ek onthou daai eerste dag toe ek jou sien daar by Witsies voor ons stap. Ek dink Piet het daai dag tussen 8 en 12 ure spandeer in sy motor om van die ander mense te gaan haal. Ja. Die 2 dae wat hy alleen was in die berg om ons af te bring en daarna hoe hy seker gemaak het almal van ons is kom net veilig by ons mense uit. Nee, baie dankie Piet. Ek weet nie hoe ons en van die ander mense dit sou gedoen het sonder hom nie. Ja. Hy is regtig die hero hierso. Nee, hy is die hero. Hy in Bafana, so ja. Ek wil net sê vandag dat as jy die pad met kanker stap, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar al wat ek kan sê is bly glo, bly 'n trekkie, nog 'n trekkie, nog 'n trekkie. En ek dink die groot ding is bly net glo dat daar op die einde van die dag in daai ongelooflike donker tonnel kom lig. Maar dit was 'n eer en 'n voorreg maar nou om dit vir Chalk KZN te kon doen. En ons is bitter dankbaar dat hulle die fondse kon insamel en ek weet hulle sal dit absoluut. Ek dink hulle het oor R50,000 ingesamel. Regverdig gebruik. Maar net so hier na die einde se kant toe voordat ek vir jou vra, ek wil graag by jou hoor. Het jy 'n vraag wat jy nog vir ons wil vra, Dani? Nee, ek luister heerlik na julle twee. Ja, ek luister baie lekker. Het jy nou baie respek vir ons? Ek luister baie lekker. Wel, ek weet nie of ek respek vir julle het nie en of ek dink julle is dalk bietjie mal om dit te gaan doen dit nie. Want ek sal verseker nie eens daaraan dink om dit te gaan doen nie. Dis so. Ek kry nee, ek het baie respek vir julle, maar regtig dit is iets wat 'n ou nie voor die tyd kan beplan of aan dink nie. As jy daar kom dan ervaar jy dit seker nou maar net totaal anderster en ja. Dis wanneer jy respek het as jy ou terugkom en sê maar dit is hoe dit was en dit is wat gebeur het daar. Ja. Maar nou so hier na die einde toe wil ek by jou hoor. Wat is die lewenslesse wat jy saam met jou vat van daai paar dae in daai mooi berge op jou lewenspad vorentoe? Neem 'n kans. Vat 'n kans, want so baie keer het ek op punte gekom waar vir al daai dag gesê toe ons moes afkom van die berg af en dit was ver om af te trap en ek het net besef dis is enigiets in die lewe. Vat die kans, take one step at a time en jy kan dit doen. Dit mag dalk 'n bietjie oorweldigend voel, dit mag dalk 'n bietjie vreesaanjaend wees, maar just take the first step. Vat daai eerste stappie en jy gaan fine wees. Ek dink dis die grootste ding wat ek vir myself hier uit gaan vat. En jy Suzette? Daar's 'n paar goed maar na wat ek nogal gedink het wat ek daaruit vat is dat ek glo dat alles in die lewe gebeur met 'n rede. Daar's 'n rede vir alles. Daar's 'n rede hoekom ons daai dag begin het en hoekom ons daai dag van daai berg af is. Absoluut. En ons weet nou beter van die rede vir die afkom. Ons weet agterna wat gebeur het, hoekom ons moes afkom.
Die ander ding is, Marna, dit mag dalk nou snaaks klink, maar weet jy wat, ek dink elkeen het hulle eie persoonlike doelwitte. Ek het net afgekom en besef dat life is not about setting records. Die lewe moenie gaan oor hoe vinnig het ek van punt A tot punt B gekom nie. Die lewe moet eintlik gaan oor hoeveel het ek my journey geniet. Absoluut. En wat het jy geleer op jou journey? En wat het jy geleer en moenie so vinnig deur 'n ding gaan dat jy nie kan tyd maak om vir 'n halfuur stil te sit en net die natuur skoon te kan inneem en te ervaar nie, want ons kon dit nie doen nie. Ons het teen tyd geloop. En dan jy moet ongelukkig moeilike goed in die lewe doen om daaruit te kan leer en om ook 'n beter persoon te raak. En ek voel baie keer dat mense, people are a little bit timid in their souls. They've got to believe in themselves. En mense moet uit hulle comfort zones uitkom. Jy gaan niks oorkom nie. En daar sal altyd iemand wees wat jou back het, wat na jou sal kyk. En dan, wat 'n hand uitreik. Ja, en dan ek dink die heel laaste ding wat ek geleer het was, en dis sommer net ietsie, die slegste ding vir my was, toe ek my selfoon aansit. Dit was so lekker om geen kontak met die buitewêreld te hê nie. En toe ek my selfoon aansit en snaaks 'n mens outomaties scroll jou op social media. En toe dink ek, what a sad world. Is ek reg, Ja, absoluut. What a sad fake world out there. Maar ek bedoel, enige mens kan mos nou maar doen wat hy wil doen of lees of follow wat hy wil follow, maar mense mors hulle kosbare tyd en lewens opgemors. So ja, dis wat ek geleer het, en dan die heel laaste ding is, ek sal terug gaan Drakensberge toe, maar ek sal, so sê maar daar by Mweni Cultural Centre waar ons was, ek sal 'n roete daarop doen saam met jou, Marna, met ons Cloud 3 tent, en dan slaap ons oor bo, en dan kom ons die volgende dag weer by Rockeries af met 'n rugsak van so 8 kilogram. Absoluut. Nee, dit klink doenbaar. Ja, verseker, Suzette. Ja. Maar nou, voor ons vir jou groet en vir jou 'n lekker naweek toewens, baie dankie vir jou tyd. Wat is op jou kalender? Wat gebeur volgende groot? Suzette, weet jy nie, daar is niks groot wat ek beplan het nie. Ek het mos gesê hierdie jaar luister ek wat die Vader in die hemel vir my wil hê om te doen. Ek het geen reuse planne gemaak nie, wat dit vir my so lekker maak, want ek is oop om te ontvang wat op my pad kom. So dit is my bietjie ongemaklik, maar ek sien ook vreeslik baie uit daarna. En wat het jy op jou skedule? Ek het 'n stap, Marna. Ek het 'n heerlike wonderlike stap hier so einde Junie, nie in die Drakensberge nie, die Maluti berge. Maar 'n lekker stap, geen tente nie, geen swaar. Jy sal vir ons moet op Vrouepad voorloop vertel van dit. Ja, ek gaan vertel, dis 'n pragtige stap met 'n guide en jy slaap in die mooiste gastehuis in die aand in 'n lekker warm bed. Heerlik. Ja, en dan weet ek, dan doen ek my eie leadership event in Junie maand in die mooie Drakensberge by Champagne Castle Resort. So ja, ek is baie opgewonde en ek is sommer lus vir baie goed. Wel, baie sterkte vir jou, Suzette, en vreeslik baie dankie weer eens vir jou en Dani vir hierdie geleentheid om ons storie met soveel mense te kan deel, en ek sien vreeslik daarna uit om in die ateljee saam met julle nog hierdie jaar te kan kuier. Ons bring jou in. Maar nou baie dankie en 'n lekker naweek vir jou, 'n lekker naweek vir ons luisteraars. Dankie dat julle ingeskakel het. En ons sluit af. Dit is Marna, nie net is hierdie dra ek sommer aan jou op nie, maar ek dra dit aan elkeen daar buite op. Dis Colm Scott se Rise.